sing lied 417, Jesus ons een. Goeiemôre, baie welkom by ons erediens vandag. Mag die Here se seën op ons elkeen rus. Kom ons bid tot die Here. Vader, vanoggend wil ek bid hier vanuit die psalms uit. Ek wil bid, Vader, en soos die pelgrimsgangers van ouds, sê, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van U af. Ons lewens, ons fokus, ons alles rig ons op U. Soos hulle gesê, die slaaf se oë gerig is op sy eienaar. Ons is soos 'n hert in dorre streke, smagtend na die waterbeke. Ons dors na U. Ons wil vanoggend bely, as U, die Here, ons nie gehelp het nie, as U ons nie gehelp het nie, sal ons nie vandag nog geleef het nie. En ons dank U, Here, vir al daardie genade, vir U goedheid, ook vir ons. U is die een wat ons lewenslot verander. U is die een wat ons vol met vreugde, wat soveel mooi om ons lewens neersit. Al is dit baie daar donker, is daar altyd 'n mooi dingetjie of iets om te beleef. Help ons om in alles U raak te sien. In Jesus naam. Amen. Ons lees vanoggend uit Matteus hoofstuk 8. Ons is by vers 14. Daar gaan ook 'n aanhaling uit Jesaja uit wees. Ons gaan, as ek uit Jesaja uit aanhaal vandag, gaan dit wees in lyn met wat Matteus, hoe hy dit gebruik. Goed, Matteus 8 vers 14. Toe Jesus in die huis van Petrus kom, sien hy Petrus se skoonma siek lê met 'n hoë koors. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat. Sy het opgestaan en hom bedien. Toe dit aand word, het hulle baie wat in die mag van duiwels was, vir hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en al die siekes gesond gemaak. So is vervul wat deur die profeet Jesaja gesê is.
Hy het ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Here, laat hierdie woorde vir ons oopgaan. U Heilige Gees, open ons, dat U ons met hierdie woorde kan raak, vernuwe, U doel daarmee verwesentlik. U is ons Here soos klei in U hande, in Jesus naam. Amen. As jy een van Jesus se disippels was, wat al hierdie goed gehoor het en gesien het, beleef het, al hierdie wonderwerke, wat fisies daar met Jesus saamgeloop het, en iemand vra vir jou, wie is hierdie Jesus? Wie is hierdie Jesus? Wat sou jy hom of haar antwoord? En dit is wat Matteus ons wil vertel. Hy wil vir ons sê wie Jesus is, hoe hy is, en wat hy gedoen het. En kan ek maar vir jou sê, hierdie gebeure is nie los van die lewe nie. Ek weet sommige mense lees goed in die Bybel en dink dit is wonderlik en draai hulle na hulle eie lewe en sug en sê as dit maar so in ons tyd was. Asof ons tyd nie soos hulle tyd was en hulle sin maar soos ons tyd was nie, is nie. So doen jouself 'n guns vanoggend en dink jouself in hierdie mense se skoene in, die mense wat hier genoem word. Byvoorbeeld, wie is jy nou Petrus se vrou wie se ma siek is met 'n hoë koors en jy is diep bekommerd oor haar? Of wie is jy die ma, die skoonma in hierdie storie, wat 'n hoë koors het en jy kan net nie meer nie, maar jy weet, jy kry gaste, hulle gaan nou uit die sinagoge uitkom en jy wil wegstaan met kos vir hulle. Dis die nuwe rabbi boonop, die rabbi wat jou voortvarende skoonseun se lewe omgekeer het ten goeie. En jy kan nie. Jy wil wegstaan, maar nou kan jy nie. Probeer jou indink in wat hulle beleef het. En kom ons kom nou terug in ons eie skoene in. Dieselfde Jesus. Dit is net hierdie keer ons lewens, ons krisisse, ons ma of kind met, sê maar COVID-19 of kanker of onsekerheid dat die dokters nog nie kan vasstel wat hulle maak nie. Ons wat nie weet, dalk waar die volgende bord kos vandaan gaan kom nie. En of ons veilig in ons huise en of ons veilig op ons plase sal wees, of, en nou kan jy jou bekommernisse en krisisse daar invul. Ons ken eerstehands van die moeilike dele van die lewe ook. Ons weet wat swaar kry is. Ons sien dit ook daagliks. Veral in hierdie jaar het ons soveel lelike seerkry al gesien en van gehoor en selfs met dit geleef. En die media is vol met moorde en aanvalle en verkrachtings. En mense wat hulle werk verloor. In 'n wêreld soos ons in, het Jesus saam met ons kom stap en leef. Jesus kom sit die mooi om ons neer. Hy kom sit die mooi in ons lewens terug. 'n Mooi ten spyte van die tye waarin ons leef. Hy bring hoop, hy bring uitkoms, hy bring redding, hy dra. En die weet dat Jesus hier by ons is, elke oomblik van ons lewens, maak 'n reuse verskil in 'n mens se lewe. Dat al is dit hoe donker, hy is by jou, en hy gee ons die lig om baie daar net een voet voor die ander te sit, en dan nog 'n voet, en so bly ons vorentoe beheer, deur sy genade, en die lig wat hy gee, waarbinne ons dit kan doen. In hierdie deel in Matteus bring hy hoop vir 'n gemeenskap wat gesmag het na meer, na uitkoms, na bevryding. Jesus, nou weet jy kan draai, met al die swaar en die uitdagings en die lelik, met alles. En as jy mooi kyk in die moeilikste tye, steeds iets mooi om jou neersit. En dan is daar die dae
wat Jesus dinge vir jou hanteer, voor jy nog weet, jy het 'n krisis. Voor jy nog besef, maar hier kom 'n ding, dan het hy dit klaar hanteer. Ek wil vir jou 'n voorbeeld gee. Iemand wat ek baie goed ken, was onlangs op pad werk toe, en soos die een dame in die een motor gesê het, hulle was laat vir werk, en die werk is in Alberton, en ons het by Michelle Avenue afgegaan het, hulle het toe ook, en sit daar onder by die robot, en het voel of dit 'n ewigheid vat vir hierdie robot om oor te slaan na groen. En toe hulle onder deur die snelweg draai, Alberton Binnestad se kant toe, daar's 2 oorbrug, toe val 'n vragmotor van die een brug af reg voor hulle neer. Volgens die beskrywing en die foto's, kan ek vir jou sê 'n minuut, minder as 'n minuut, voor, so daai lorry op hulle geval het. Die Here, glo ek, het hulle hierdie krisis afgekeer, sonder dat hulle eens geweet het dit gaan kom. Hy het dit gesien. En dit is ons Here. God wat soms goed wegkeer om ons te beskerm. God wat red. God wat help. Nog voor ons kan bid. Vanoggend het ons gelees van so 'n geleentheid. En nou wil ek jou net eers vra, as jy hier lees saam met my, en as jy hier sit en luister, hou jou fokus op Jesus. Want dit gaan oor hom, oor wie hy is, en wat hy vandag ook in ons lewens doen. Sien Jesus raak en hoor hoe sy hart klop, hoe hy voel oor mense. Sien raak hoe dit vir alle mense klop. Warm, vol omgee. Kom ons praat oor die hart van ons Here. Matteus wil vir ons sê, Jesus is die Seun van God. Jesus is die Messias. Hy wil sê, kom kyk. Jesus het die mag oor die lewe, oor siek wees en dood en alles. En vandag steeds het Jesus al die mag, oral en in alle domeine. En kyk na die hart van die een wat alle mag het. Jesus het die melaatse man aangeraak. Daarmee het hy in sy omgee baie gewaag. Dit is aansteeklik, het hulle geglo in daardie tyd. En sy deernis het daardie mens, met daardie aanraking 'n stuk menswaardigheid teruggegee. Vir 'n mens wat in 'n wêreld geleef het waarin jy moes wegbly van ander, waar hulle van jou weggevlug het en jou verjaag het, kan jy dink wat daardie stukkie omgee beteken het. En toe maak hy hom nog gesond. Vir 'n mens wat dalk gebid het, baie gebid het, of dalk nie eens meer wou bid nie, en net gewens het om eerder nie meer te wees nie. Hy hoor, ek wil, word gesond. Die offisier aan die ander kant is 'n man van mag en gesag, hy is die teenoorgestelde van die melaatse, maar hy is ook nie deel van die Joodse volk nie, hy is ook 'n buitestander, met geen reg of aanspraak op Jesus se hulp, volgens die mening van daardie tyd. Ek hoor, hy hoor, ek sal hom gesond maak, en gaan terug, en wat jy geglo het, sal gebeur. En in hierdie deel wat ons vanoggend saam gelees het, kom Jesus aan huis van Petrus, en hy sien Petrus se skoonma siek lê, en hy wag nie om genade te word nie. Hierdie keer neem hy die inisiatief en hy maak haar gesond. Met elkeen is dit anders. En met elkeen is hy sag en vol deernis, soos ook met ons vandag. Hy hanteer elkeen van ons op 'n ander manier, soos hy wil. Dat ek dit reg sê, soos die Vader dit wil hê. Matteus verbind Jesus aan die lydende knegt van die Here, wat ons lees van in Jesaja 53. So ek het soontoe geblaai en weer gaan lees. En in Jesaja 53 vers 10 sê hy, dit was die wil van die Here om Jesus te verbrysel. En daar praat nou vanuit Matteus se gesigspunt. Dis die wil van God om ons sondes op hom te laai, dat hy ons siektes dra.
En in Jesaja 53 vers 1 word gevra dat ons die mag van die Here sal raak sien hierin. Sal raak sien in die feit dat Jesus ons siektes en ons lyding op hom kom neem het. En dit moet ons die mag van God sien. Ons vertrou op God. Ons vertrou op 'n God wie elke keer iets nuuts voortbring. Ons God wat vasgedraaide lewens heel maak. Die wêreld sê lyding is 'n doodloopstraat. Daar's niks goeds nie. Lyding is in God se hande 'n geleentheid om iets nuuts te ervaar. God by jou te ervaar. En dalk moet ons ook anders oor mag dink. Het die vorige genesings nie sal wees bietjie in daardie rigting gestoot nie. Die genesing van die slaaf van die offisier nie al in hierdie rigting gewys nie. Dit mag nie altyd in die hand van die onderdrukker is nie. En in Jesaja dat die mag van God gesien kan word in ons siektes. In God Immanuel, God by ons, in ons siekte en lyding. En ek dink aan 2 Korintiërs waar die Here vir Paulus sê, juis as jy swak is, kan ek met krag in jou werk. God gee om vir jou. Volgens Markus gebeur die genesing van Petrus se skoonma op die Sabbatdag. Die ete sou dus wees nadat hy die sinagoge uitgekom het, geleerdes meen seker so by 12 uur se kant. Hulle kom by die huis en hulle gasvrou is siek, of soos een gesê, die kok is siek. En dan tree Jesus in. En hy doen dit so eenvoudig. En ek wens ek kon daar gewees het om dit te beleef. Hy vat haar hand en die koors het haar verlaat. So eenvoudig. Die krag, die mag van God aan die werk. Matteus sê bitter min verder. Ek wens hy het meer uitgebrei oor wat toe gevolg het. Hy sê net, sy het opgestaan en hom bedien. Sy was die skoonma van een van Jesus se volgelinge, van sy disippels. En dan wonder jy, is Jesus se omgee oor sy disipel, sy bekommernis oor die se skoonma? Of is sy omgee meer oor die vrou se siek wees? Matteus sê nie. Ons vra want ons wil Jesus beter leer ken. En die maklike antwoord is seker om te sê, wel albei. Oor sy disipel se bekommernis, maar ook oor hierdie vrou se swaar. Wat wel duidelik is Jesus is wie hy sê hy is. Hy is die Messias, hy is die lydende knegt van die Here. Hy doen die dinge wat die Messias volgens die skrifte sou doen, en ons moet die mag van God hierin raak sien. En ook God se omgee en liefde vir alle mense. En as ek sê alle mense, dan moet jy jouself hierby inbereken. Jy is vir God kosbaar. Jy is iemand vir wie Jesus Christus is. Jy is iemand vir wie God baie lief is. En wat is die vrou se reaksie toe Jesus haar gesond maak? Sy het opgestaan en hom bedien. Het sy doodgewoon haar lewe weer opgetel en aangegaan met haar huishouding, wat kos maak en gaste bedien insluit? Dit wil so lyk. Of is dit uit dankbaarheid uit dat sy hom bedien? En natuurlik, haar dogter was ook daar, want Petrus was getroud en dis sy skoonma. Matteus sê nie vir ons wat een nie. Wat wel vir my belangrik is die dankbaarheid, wat tog deurbreek. So kom ek vra net, as dit jy was, wat sou jou reaksie gewees het op jou genesing? As jy na Markus se vertelling kyk, dan gebruik hy in die Grieks 'n woordjie vir bedien, wat hy net by 3 geleenthede in sy hele evangelie gebruik. Die ander keer is as die engele Jesus bedien het.
So dien moet ons ook vir mekaar sê, want Jesus was op baie ander plekke baie duidelik daaroor, dien is 'n doodgewone onderdeel van Christendom. Dis wat ons as Christene doen, deel van ons gewone lewe. En as jy nou kyk na hierdie deel waar hierdie skoonma dan opstaan en hom kom bedien, wil ek vir jou sê dat jy moet kyk, want ook in jou gewone werk en hoe jy dit doen, hoe jy dit aanpak, en vir wie jy dit eintlik doen, is deel van jou dankbaarheid en diens aan die Here. 'n Vrou deel met my hierdie week, hoe sy by haar werk vir haar baas kon gesê het, maar moenie dinge vir mense doen nie, om erkenning te kry nie. Doen dit vir die Here. Die Here sal jou die erkenning gee wat jy moet hê. Paulus het geskryf, ons moet alles doen asof vir die Here, Efesiërs 6. So ons gewone werk is ook dank aan God. Kan ook God verheerlik. Ons moet dit net so in fokus. So doen. Nou Matteus gee ons ook nou nie vanoggend kans om te prosesseer aan wat tot hier toe gebeur het nie. Hy gaan aan. En toe dit antwoord skryf hy, en dan lees jy van hierdie stroomsiekes en duiwelsbesetenis wat die mense na Jesus toe gebring het. En as dit dan die Sabbat was, soos Markus dit weergee, by daardie tyd van die aand is die Sabbat nou al verby, en die mense kon vrylik rondbeweeg, en nou bring hulle krisisse, hulle siekes, en die wat van geeste besete was na Jesus toe. En nou is dit Jesus, wat op sy beurt ander dien. Hy is die een wat dien, en die mense kom om gedien te word. Waar die skoonma hom bedien het, is hy nou die ander, die een wat die ander met genesing bedien. En Matteus gee ons geen reaksie van die mense se kant af nie, net hulle die siekes gebring. Ek wil graag vir jou sê, kyk die mag van die Here. Hy het al die geeste met net 'n woord uitgedryf. Petrus se skoonma het hy net haar hand gevat. Sy was gesond. Die offisier se slaaf is net 'n woord gespreek en hy was gesond. En kan ek jou nou ten slotte dan terugvat na ons aanhaling van verlede week, daar uit Hebreërs 11 vers 6, wat ek hoop jy het regtig diep gaan dink oor. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Jy moet glo dat hy bestaan en dat hy sal reageer. Ek gee jou geleentheid vir selfondersoek. Die Here so baie keer dan sê ons so maklik, ons glo. Maar ander kere, Here, dan as jy na ons woorde luister en hoe ons spartel met die lewe, dan lyk dit of ons nie meer geloof het nie. Vanoggend maak ons oop vir U, dat U vrylik in ons kan werk. En ons kan volg en vol met U. Ons wil hê, Here, dat U vir ons meer werklik moet wees as die stoel waarop ons nou sit. Dat ons U mag beleef. Meer werklik is dit wat ons sien. Ons wil U eer, ons wil U dien, ons wil vir U lewe, Here. Lei ons dan op U pad. Kan ek dan volgende by wyse van hierdie teks my hand uitsteek en bid dat dit U hand sal wees wat elke sieke wat hier luister sal genees. Dat U die woord sal sê vir elke sieke. Dat U die genesing sal bring. Maar ek wil ook in die naam my hand dan, en ek hoop U hand uitsteek oor hierdie land, bid vir genesing, vir einde aan korrupsie en geweld en misdaad en moorde en aanval op plase en verkrachting van onskuldige kinders en mense, inbrake. Ons bid vir ekonomie wat moet herstel. Vinnig,
drasties. Dat mense weer op eerbare maniere hulle daaglikse brood kan verdien. Sodra ons hierdie land aan U op, Here, en vra ook U vrede oor almal. In Jesus naam. Amen. Lied 5:9, wees stil en weet, ek is die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees, is en bly met jou.